Goeiemiddag almal, welkom in die munisipale multimedia kommunikasie ateljee. Ons gesels vandag met lede van die burgemeesterskomitee oor hul amptstermyn, enkele hoogtepunte en oor die pad wat voorlê. Vanmiddag welkom ons raadsheer Nicolas Boysen van Gemeenskapsdienste. Welkom, wat 'n voorreg om vandag hier saam met meneer raadsheer Nicolas Boysen in die studio te wees en 'n bietjie bestek op te neem. Goeiemôre, my ouene, goeiemôre luisteraars. Gaan dit goed vandag? My ouene, dit die feit dat ons vandag nog geleef, nog 'n genadekans van ons hemelse Vader. Dit is baie goed om vandag in hierdie studio te kan sit. Dit is amptelik die laaste jaar van die huidige amptstermyn wat voorlê. Wat beskou jy as die belangrikste nalatenskap van die huidige raad? Ja, we ouene, ons het so baie goed gedoen, maar wat vir my baie na aan die hart lê, is dat ons nou 'n tipe van 'n buyback projek gaan begin in die Kolongaba 'n transfer station. Ek noem dit sommer kort, maar ek noem dit sommer die scrapyard, waar die hele gemeenskap gaan baat vind. Dat beteken jy gaan jou huishoudelike afval kan jy gaan verkoop waar jy 'n kupon gaan kry, dan kan jy die kupon gaan omruil vir verskeie goed by Shoprite en verskeie ander winkels. So almal in die hele breër Mosselbaai gaan baat vind uit hierdie projek. Dit is vir my baie na aan die hart. Noem vir ons ten minste 3 van die hoogtepunte in jou portefeulje wat tydens die afgelope 4 jaar bereik is. Jy weet, by ouens soos ek weer gesê, daar so baie wat in gemeenskapsdienste gebeur. Ek het begin by speelparke vir ons kindertjies. Wat oral in die dorp word daar speelparkies gebou. Sports en andersins wat in Mosselbaai gehou word. Die groot events wat 'n groot impak maak ekonomies. En dit is vir ons, as ek nou van ekonomiese groei praat, wat my voorbeeld noem, die Ironman. Ja. Dat is 'n nasionale en internasionale byeenkoms. Daar is ook toutrek, ook 'n internasionale en nasionale een. En ook die laserrun. Die matriekbaai en Mos Jazz. Ons almal mense hou van Mos Jazz. Ja. Bly een van ons jaarlikse hoogtepunte op ons kalender. Dit bied vir jonk en oud. As ook die 14.000 bome ons wil Mosselbaai vergroen. Wow. Wat ons al reeds geplant het. Ons is trots op die samewerking tussen die gemeenskappe, die organisasies, klubs en die munisipaliteit. Dit is belangrik om 'n gesonde verhouding te kweek in belang van die gemeenskap. Regtig, dit is regtig uitstekend om te hoor dit wat al reeds afgelê was. Sê vir ons, wat is nog in die beplanning vir die gedeelte van die termyn wat voorlê? Want ons wil Mosselbaai, ons kinders van die strate waar we ouen ek sien, is ook so baie betrokke in die sports. Wil nog sportfasiliteite bou. Natuurlik. Ons wil voortbou met die dienslewering. Ek wil nog groter gemeenskapsbetrokkenheid. Die gemeenskap moet deelneem. Maar die gemeenskap moet ook eienaarskap van de omgeving om te helpen dat die stadions en de velden dat het niet vernield wordt. En dat het goed en recht aangewend wordt. Luisteraars, ons gesels vandag met lede van die burgemeesterskomitee oor hulle ampttermyn, enkele hoogtepunte en dan ook oor die pad wat voorlê. En vandag is ons gas raadsheer Nicolas Boysen. Wat wil jy graag vir die gemeenskap van Mosselbaai sê? Mosselbaai daar buite kan asseblief. Ons het 'n groot probleem met illegal dampery. Ons het 'n groot probleem met mense wat onwettige koneksies maak met krag. Rapporteer dit. Maar rapporteer alles. Wat die ding wat ons mooi Mosselbaai skade gaan berokken. Dit is nou 'n goeie insiggewende gesprek wat ons nou gehad het, veral die uitroep vir Mosselbaai en die breë Mosselbaai om regtig die aankla aan te lê, illegal dumping en soveel baie dinge wat verkeerd gaan, wat ook opgenoem kan word. Maar dankie vir die hoogtepunte wat gedeel word en dan natuurlik die beplanning wat voorlê. Ons sien uit. Baie dankie vir Ona, baie dankie luisteraars.